Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug. Nou, Protex se Peat Moss Universal Blend en Acidic Blend is 100% onkruidvrye organiese groei mediums. Die Acidic Blend is spesifiek vir suurlewende plante geformuleer, terwyl die Universal Blend vir alle plante gebruik kan word. Dit bevorder sterk wortelgroei, ontkieming van sade asook ontwikkeling van blomme. Omdat dit uitstekende waterhou vermoë het en logging verminder, is dit ideaal vir waterwystuine, planthouers en potte. Protex se Peat Moss is omgewingsvriendelik en word volhoubaar geoes. Besoek protec.co.za vir meer inligting oor Peat Moss Universal Blend en Acidic Blend. Nou is dit tyd om te kyk na ons grootste stories van die dag saam met vryskutjoernalis Tanya de Vente-Byker. Tanya, baie welkom. Môre julle, dankie. Voel jy groen, Ek voel groen, lewend vandag? groen en gelukkig. Mooi. Ja. Dis goed. Ja. Genade. Nou kom ons gaan aan. Ek kan nie glo, dis eintlik my fantastiese nuus. Die eerste storie wat jy vandag vir ons het, en dit is dat Paul Mashatile nie net Nampo besoek het nie, maar by die boere gepleit het om in Suid-Afrika te bly, dit nadat Cyril Ramaphosa ook Nampo besoek het. Ja. En ek het spesiaal hierdie storie op 3 verskillende bronne gaan mooi deurlees. Ek het gaan kyk hoe het Netwerk 24, hoe het Marula Media en hoe het News24 oor berig. So ons adjunkt president Paul Mashatile wat Nampo gaan besoek het, natuurlik hierdie week Nampo, en ons weet president Cyril Ramaphosa was vroeër hierdie week daar en hy het toe die 49 Suid-Afrikaners wat na die FSA gegaan het as vlugtelinge as lafaards beskryf, wat nogal 'n gewaagde stelling was op Nampo Park se gronde. Ja. Maar Paul Mashatile het dan nou 'n besoek gebring en ek dink dit was baie bemoedigend om te sien hy het blomme gebring en dit gaan gee by die gedenkmuur vir die slagoffers van plaasmoorde. Wow. Baie interessant, een van die boere wat daar was met wie hy gesels het, Tubani Ntonga, hy's 'n Graan SA raadslid, hy's 'n boer in die Oos-Kaap. Hy het aan Paul Mashatile gesê dit is nie 'n raskwessie plaasmoorde nie, dit is 'n landelike veiligheidskwessie. En dit is baie belangrik dat mense dit ook besef dat die boere reg oor die land, dit is 'n geweldige uitdaging en hy sê ook hoe hulle nie op die polisie kan staatmaak nie, maar op mekaar as boere moet staatmaak. So wat hoe gaan hy hulle help deur hulle te mobiliseer om hulle self te help? Ja, dit is 'n baie groot uitdaging. So hy het gepleit by boere om nie Suid-Afrika te verlaat nie, want ons kan nie sonder ons boere nie, ons kan nie sonder die produksie nie. Ek dink een van die mooi goed wat ook hierdie week uitgekom het by Nampo is die hoeveelheid boere wat gesê het ons gaan nêrens heen nie. Ons is hier om te bly, ons is hier om te werk in Suid-Afrika en hier om te boer. Dit was vir my nogal 'n riemel in die hart om heelwat van sulke berigte raak te lees, ook van die landbouorganisasies. Ja, ek meen dis eintlik party mense sê uiteindelik erken hulle die belangrikheid van die voedselverskaffers van Suid-Afrika en hulle veiligheid. Jy weet, dis wonderlik vir my dat hy daar 'n besoek gaan aflê het. En dis ook lekker om te sien die skaal waarteen Nampo nog plaasvind, né? Nog steeds die grootste van sy soort skoue in die suidelike halfrond. Ja, absoluut. En ek dink dat dit baie bemoedigend was dat ons president en ons adjunkt president daar was en dat ons minister van Landbou sou ook nog 'n draai gemaak en van ons ander ministers en Paul Mashatile het gesê dis 'n gesamentlike poging om ondersteuning te wys. So dit is goeie nuus. Ek dink dit is lekker om dit te sien. Maak nie saak watter uitdagings daar is nie, dis goed om dit te sien. 'n Groot deel van ons span was natuurlik ook daar gewees en jy het dit ook gesien op Grootplaas. Mia Slabbert het gister 'n pragtige klein skapie vasgehou wat saam met haar berig het oor wat daar aangaan en dit lyk of hulle groot pret gehad het. Dit is lekker om te sien as dit goed gaan met die landboubedryf binne uitdagende omstandighede natuurlik. Dan nog Afrikaners is blykbaar op pad na die FSA. Ja, so sê die FSA. Ek moet vir jou sê dit is vir my interessant om te dink ons is 'n land van wat 60 miljoen plus mense en 49 mense kry dit reg om wêreldwyd hoofnuus te maak. So die Amerikaanse regering verwag volgens hulle nog Afrikaner vlugtelinge. Bianca Rodriguez, die woordvoerder van die Amerikaanse Departement van Gesondheid en Mensedienste sê hulle verwag nog die woordvoerder van die Departement van Vervoer, Colin Msibi, sê hy weet nie op hierdie stadium van enige ander vlugtelinge nie. Ek vermoed dit is maar prosesse wat aan die gang is. Ek dink ook dit gaan baie interessant wees om hierdie mense se terugvoer te kry om te sien hoe dit gaan en ek dink dat baie mense wat dalk
dit sal wil doen, gaan eers wag en kyk wat gebeur, hoe werk dit, wat gaan aan. So, dit is maar 'n storie wat gaan uitspeel. Dit is net baie interessant, soos jy sê, hoeveel duisende mense, honderde duisende mense, indien nie meer nie, het al geëmigreer na ander lande toe, vir dieselfde redes, wat hierdie 49 na die FSA toe gegaan het, maar omdat dit FSA is, binne hierdie politieke onstuimigheid, tans. Ek dink ook omdat hulle onder vlugtelingstatus gaan, terwyl die FSA op hierdie stadium gesê het, geen vlugtelinge word toegelaat nie. So waar daar mense is wat in werklike oorlogs, ek meen die foto's wat ek hierdie week, ek weet nie wat uit Iran, daar was 'n kind, dit het my aan die hart gegryp, 'n kind na 'n aanval, en toe dink ek net, hierdie mense het 0 heenkome. Dit is verskriklik. Ja. Gepraat van vlugtelinge, kom ons gaan dalk na daardie storie toe van die watter een was dit oor die vlugtelinge? Nee, dit was hy. Was dit hy gewees? Ja. Ek dink daar was nog een gewees van ekskuus nee, dit was in die nuus gewees wat ek voorberei het vir 7 uur van Engeland wat gepraat het van 12.000 vlugtelinge wat in 'n baie kort tyd probeer het om na hulle toe te gaan en hoe hulle dit gaan beheer. Dit is 'n groot uitdaging. 12.000 is baie meer as 49 mense. Dis 'n ongelooflike groot uitdaging. Die hoeveelheid bote wat daar in Italië in die suide aankom van mense wat van Afrika af op verskriklike omstandighede daar aankom is baie. Met niks. Met niks nie, ja. Nou ja, Eskom en Kies se tariefverhogings dreig om skuldbelaaide Suid-Afrikaners te knak. Ja, so hierdie storie het nou nogals nuus gemaak hierdie week. Dis Debtbusters wat hulle verslag uitgegee het vir die nuwe kwartaal en dit is skrikwekkende statistieke om te sien hoeveel skuld Suid-Afrikaners het. Hulle sê dat 9 uit 10 mense wat aansoek gedoen het vir skuldberading het 'n persoonlike lening. Die statistieke wat hulle gee en dan is dit ook inderdaad Eskom en ander tariefverhogings wat verbruikers knak. Wat gebeur is ons salarisse, ons inkomstes word nie meer nie, maar alles gaan enorm op en ons gaan net hierna ook by ons plaaslike Tshwane nuus kom waar alles gaan opgaan. Hulle sê mense wat meer as R35.000 per maand huis toe kom, se totale skuld tot hulle jaarlikse netto inkomsteverhouding is 177%. Hulle kort 77% van hulle netto salaris. Soos meeste mense wat R35.000 'n maand het, betaal 77% af aan skuld. Mense wat R5.000 'n maand kry, betaal 76% af aan skuld. Dit is absoluut skrikwekkend. Daar's 'n geweldige geskarrel vir skuldlening en verbruikers se besteedbare inkomste. Hulle besteedbare inkomste het oor die afgelope 8 jaar met 53% gekrimp. Liewe aarde. So dit is, en ons praat nie hier van mense wat probeer byhou by die bure nie. Hierdie is mense wat regtig net probeer oorleef. Hierdie is lenings en een van die redes hiervoor het Debtbusters ook gesê is die pandemie. Die pandemie het mense regtig 'n paar jaar teruggesit en daar is mense wat steeds afbetaal aan lenings wat hulle moes uitneem om te oorleef in daai tyd. So hierdie is baie erge statistieke en skrikwekkende goed. Daar's ook 'n berig op Marula Media daaroor, so gaan loer gerus wat die skuldstatistiek is. En wat erg is die rente op skuldafbetaling is skrikwekkend. Veral op persoonlike lenings of klein mikroleningkies, dis rampspoedig erg. Ja, ek wens mens kan daai rente op skuld net meer afbring, want party mense het nie 'n ander keuse nie, maar op die einde betaal hulle meer af aan rente as op die actual skuld wat hulle dit is so, maar gaan jy vir iemand geld leen as dit jou niks in die sak gaan bring nie? Nee, maar as ek 'n minister is van finansies, gaan ek dalk probeer om een of ander spesiale koers te kry vir mense wat regtig sukkel. Ek dink my grief lê by mikrolenings. Ja. En mikrolenings wat die armste mense uitbuit en die top wat net ontsettend daarby baat. Dit is vir my soos aasvoëls. Dis hoekom hulle dit loan sharks noem. Korrek. Nie waar nie? Nou ja. Derde begroting sal hopelik groen lig kry, beloof Masondi. Ek kon nie help as om te glimlag toe hy sê daar sal nie 'n nommer 4 kom nie. Dit is wat hy sê, Dr. David Masondo. Hy het gepraat by RMB se Think Summit in Kaapstad. Hy het gepraat oor ons begroting. Hy het gesê daar is eenparigheid oor die derde begroting en hy is vol vertroue dat daar nie 'n begroting 4.0 gaan wees nie en dat dit goedgekeur gaan word.
Hy het oor nog 'n paar ander sake gepraat. Hy het byvoorbeeld ook gesê dat Amerika 'n baie belangrike mark vir Suid-Afrika is. Ons weet die president gaan volgende week na die Withuis toe vir 'n besoek. So die regering gaan aanhou om met Amerika saam te werk. Ons weet daai verhouding is baie volatile, as ek die Engelse, as baie broos op die stadium. So kom ons hoop dat dit goed is. En dan het hy ook gesê dat die regering is voortdurend in die proses van hervorming. Ons weet daar word gereeld gepraat oor privatisering en nuwe dinge wat ingebring gaan word. En hy sê een van die grootste struikelblokke wat daar is wanneer verandering inkom dat hofsaake dit wil kniehalter, dat daar eers hofsaake kom. Kyk, verandering is moeilik. So hy sê dit is een van die goed wat dit die meeste kniehalter. Ek hoor dat hy sê oor die hofsaake, maar ek voel maar dis maar hoekom daar checks and balances is en ook as meer as een party is, sodat ons mekaar half verantwoordbaar kan hou vir dit wat jy doen, die aksies wat jy wil uitvoer. Almal kan nie net sê ja, kom ons doen alles wat iemand ter tafel lê nie. Ek dink wel met die begroting het ons nodig om met begroting te sien sodat die land weer half stabiliteit kan kry. Ons sien nou jy het gepraat oor hoe die mense sukkel, dit beteken die land sukkel, dit beteken die ekonomie kan nie aan gang kry nie. Ons weet nie hoeveel geld is daar vir verskillende sektore nie. Correct. Hoe ons infrastruktuur kan opbou, hoe ons werkskepping kan beman. Verstaan ek, ons het regtig dit nodig dat die begroting nou ter tafel gelê moet word om te gaan. Okay, hier is wat gaan gebeur, kom ons beweeg vorentoe. En ek stem 100% met jou saam. Ek het ook toe ek lees van die hofsaake, toe dink ek myself, nee, Dr. Masondo, ons skor die hofsaake. Ja. Want ons anders is dit mos nie 'n demokrasie nie. Ons is in 'n land waar robuuste debat verwelkom moet word. So ja. En dit word gevoer, veral rondom die braaivleisvure. Van die nasionale begroting na die hoofstadse begroting, hoe lyk dinge in Tshwane? Okay, so nou bring ek nog nie goeie nuus vir julle nie. So gister het Eugene Modise, ons onderburgemeester in Tshwane, die begroting vir Tshwane voorgelê. Hy sê vir die eerste keer kan hulle nou 'n besteedbare, of noem hulle, wat is die korrekte woord, vir die eerste keer kan daar 'n begroting voorgelê word wat heeltemal betaal kan word. Maar dit kom teen 'n prys. Die prys is die volgende. Daar gaan geweldige heffings wees in Tshwane. Elektrisiteit gaan met 10,2% op, water gaan met 13% op, sanitasie met 6%, vullisverwydering met 4,6% en eiendomsbelasting met 4% en dan ook nog die omstrede skoonmaaktarief van R194 'n maand. So ons praat oor verbruikers wat nie kop bo water kan hou nie. En dan hoor ons hierso van 'n algemene verhoging. Kom ons skat en dit is 'n algemene 8% verhoging op alles. Ja, Wat jy jou water en ligte en jou eiendomsbelasting gaan styg. So as jy 'n eiendom het, as jy 'n huis hier ook, ek meen dit affekteer almal. So dit is nie lekker nie. Jackie Uys, die DA raadslid en woordvoerder oor finansies in Tshwane, het hierdie begroting verwerp. Sy het gesê wat hier gebeur is die inwoners word nou swaarder belas om die metro se geldsaake te verbeter, want onthou daar's konstante konflik waar hulle sê die DA het die finansies erger gemaak. Dit is nie heeltemal wat gebeur het nie. Die DA het probeer werk met die sinkende skip wat daar reeds was, hulle reeds geërf het. So sy sê die voorgestelde begroting is skadelik vir arme mense. Ek dink ook nie enigiemand gee om 'n verhoging, toe ek sê gee om, in aanhalingstekens om verhogings te betaal as ons gereeld water en elektrisiteit het nie. Maar as jy in Tshwane bly, dan weet jy soos in baie ander plekke reg oor die land, en nie net in Tshwane is dit 'n probleem nie, waarom mense gereeld sonder water sit, gereeld sonder krag sit, substasies wat in vlamme opgaan. Correct. So Geen onderhoud. geen onderhoud nie. Slaggate, ons het gehoor dat die burgemeester gesê daar's net 5. Ek weet nie waar hierdie net 5 is wat Dis seker die sinkgate, want slaggate is oral. Ek dink dit maak mense present. Mense hoor van al die kostes wat styg, tog is die dienslewering nie op standaard nie. Ek sien 'n 4,6 verhoging in vullisverwydering. Nou, ek dink daar is 'n nuwe kontrakteur wat nou begin het. Die diens wat hulle lewer is vir my skrikwekkend om te sien hoe met hoe min respek 'n asblik net gesmyt word. So dit breek, so dit moet vervang word. So dit is 'n konstante frustrasie. So dis hoekom mens gee, jy is heeltemal reg, mens gee nie om te betaal vir 'n diens wat werk nie, maar die diens werk nie. En dan bygesê is ons in Tshwane nog in 'n bevoordeelde posisie, want verlede week ry deur Frankfurt en ek dink myself en dis net een van vele dorpe in die land waar daar omtrent dit val uit mekaar uit. Kan ons die plaaslike dorpe net ook in stand? Absoluut. Praat van 'n plaaslike dorpie, Kleinfontein verwelkom 'n komitee oor ongeformaliseerde nedersettings. Ja, so Kleinfontein wat die laaste ruk nou al nog redelik of wel baie in die nuus was, baie kontroversie natuurlik vir die mense wat nie weet nie, dit is 'n kultuurgemeenskap oos van Pretoria.
die media noem hom 'n Orania, ek dink nie dis heeltemal dieselfde nie. So Kleinfontein verwelkom nou die Tshwane Metro se besluit om 'n burgemeesterskomitee vir ongeformaliseerde nedersettings op die been te bring. Hierdie is nie die enigste nedersetting nie. Daar is 'n hele paar die nedersettings, daar 17 dorpsgebiede, Leeufontein, Kleinfontein, Moshate Gardens, Marula View, Mooikloof, Walmanstal, Haakdoringboom, Onderstepoort, Elandsfontein, Plots, Emoloto City. So daar's 'n heel wat van hulle. Nou jy sal onthou die EFF het ook so 'n week of wat terug opgeruk na Kleinfontein en geëis dat die dorp vernietig moet word. Interessant genoeg, nadat hulle daar was, het die mense van Kleinfontein net opstaan en alles skoon gemaak wat die EFF gemors het. So dit is nogals 'n kontroversiële storie wat ja, dit is ek bly daar word nou hierdie komitee opgerig. Regter Adrian Foster wat natuurlik verlede jaar gesê het dis landbougrond wat nooit geresoneer was vir om te bly nie, behuisingskies, en toe is dit geappeleer, die EFF wat eis dat nee, dit moet weer, daar moet weer die bevel wees dat dit landbougrond is. En waar gaan die arme mense dan bly? Nee, om te ek nou Dink vir weet my so soos ja, soos 'n stryk wat gestroop gaan word. Dit is baie interessant dat hulle daarmee besig hou. Dan bietjie lekker stoepstories. Twee stories waarmee ons gaan afsluit. Die eerste een is die boerboel wat vereer word. Ja, ek kon nie hierdie storie los nie. Kyk, die boerboel, jy hou van hom of jy hou nie van hom nie, né? Maar wat baie interessant is, hierdie lekker lang berig op Marula Media wat ek net kyk wie het hom geskryf, Janice Du Plessis. Sy begin so nou sê sy toe die voortrekkers oor die berge en die riviere heen getrek het om 'n nuwe bestaan te maak, het hulle die boerboel saamgevat. So kan jy dit glo. So dit is blykbaar 'n eg Suid-Afrikaanse honderas wat al vir baie jare saamkom. Nou in 1994 kon hulle 2014, kon hulle uiteindelik hierdie boerboel as 'n Suid-Afrikaanse landras registreer. Jy kan nie 'n boerboel net teel en verkoop nie. Jy moet geregistreer wees by hierdie SABBS. Want hulle sê dis juis daai wat nie opreg geteel is nie, wat die probleme veroorsaak en die gedragsprobleme toon. So baie boere wat boerboele gebruik op die plaas vir veiligheid en beskerming, en dis dan ook juis by Nampo wat die boerboel vereer is. Kyk dit, as jy die korrekte opreg geteelde boer, wat 'n pragtige dier. Dit is baie mooi. Ek's doodbang vir hulle, Ek doodsbang, ek gaan nie lieg nie. Het julle daai klein boerboelietjies gesien? Nee, maar ek weet waar ek gaan. Dis nie vir daai enetjies hierdie, okay, dis die daai hierdie enetjie. Hierdie enetjie wat so dis die een ding, die eerste ding ek is die kwyl wat daar uit sy mond uitkom. Regtig kwyl hulle. As hy verby jou loop, nê, en daai lip van hom raak so aan jou broek, dan sit daar hierdie stuk snot aan jou broek. Okay. So, ja, nee, dit ek het nie besef dis 'n boerboel wat so kwyl nie. Dit is ook vir my baie erg. Die Jennifer het letterlik nou gesterf, maar ek wil net sê voordat iemand vir ons skryf, ons het niks teen hulle nie. Ons sien hulle is pragtig. Ek sê net ek's bang vir hulle. En van die drie van ons is Jennifer die grootste hondeliefhebber. Maar luister Jennifer, ek het vir jou 'n taktiek. As 'n boerboel jou ooit wil benader en jy is skrikkerig, dan moet jy hom net diep in die oë kyk en vir hom sê en dan sal hy weggaan. Ek dink ek gaan nie. Ek Jy moet net jouself equip. Dan hoef jy nooit bang te wees vir 'n boer of 'n bul nie. Tanya, boerboel, nie 'n boer en 'n bul nie. Sê net vir ons vinnig van die Kirstenbosch se tuin, dis ook 'n goeie storie. Baie geluk, Kirstenbosch Nasionale Botaniese Tuin wat onder die top 10 tuine in die wêreld beland het. Dis die New York Times se beste tuine in die wêreld. Ek dink amper hulle was 9de gewees uit die 10. En Kirstenbosch het hierdie lys gehaal saam met Italië se Giardino di Nilfa en dan van die ander name wat ek nie kan uitspreek nie. So ja, maar my buurvrou se tuin is ook daar. Ja, myne nou nog nie. Maar Kirstenbosch is ongelooflik mooi. Dit is een van my gunsteling. Teen die hange van Tafelberg speel hulle die mooiste tuinmelodieë. Baie dankie Tanya de Ventewyker. Hê 'n heerlike naweek. Mag julle Vrydag beautiful wees. Baie dankie. Bly ingeskakel vir nog groot ontbyt. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.